Goeiemôre gemeente. Ek hoop dat dit met almal van u baie goed gaan. Gemeente, omdat Jesus Christus die wet vir ons volkome vervul het, word die 10 gebooie in hom 10 beloftes aan ons. Ek wil graag hierdie beloftes aan u voorhou. Die eerste is, ek beloof jou, dat as ek die eerste plek in jou lewe inneem, jy geen ander gode sal wil dien nie. Ek, die Here, sal die eerste plek en ereplek in jou lewe hê. As ek in jou hart is, beloof ek dat jy geen gesneede beelde van my sal maak nie. Dit sal nie nodig wees nie, want jy sal self my beeld dra. As jy my liefhet, sê Jesus, beloof ek jou dat my naam nooit 'n vloekwoord oor jou lippe sal kan wees nie, maar steeds en in alle omstandighede deur jou in ere gehou sal word. As ek die ereplek in jou lewe het, beloof ek jou dat die Sondag die hoogtepunt van die week vir jou sal wees. Dit sal vir jou 'n vreugde wees om kerk toe te gaan. 'n dag nie om teen-op te sien nie, maar na uit te sien. As ek in jou lewe is, sê die Here, beloof ek, dat dit vir jou 'n voorreg sal wees om jou ouers te eer en lief te hê. Dit sal vir jou nie moeilik wees nie, want agter hulle sal jy my sien, wat hulle vir jou uitgekies en geleen het. Ek beloof, sê die Here, dat jy nooit iemand sal wil seermaak nie, wat nog te sê, doodmaak. Ek beloof jou dat as jy my liefhet, dit nie moeilik sal wees om aan jou lewensmaat getrou te wees nie. Gee my 'n plek in jou huwelik, en ek sal jou liefde vir mekaar en julle geluk in my hande bewaar en vashou. As ek op die troon van jou hart sit, beloof ek dat jy nie daarop ingestel sal wees om iets van 'n ander te neem nie. Jy sal daagliks vra, aan wie en waar kan ek aan 'n ander iets gee? Maar neem? Nee, nooit. As ek in jou lewe is, sê God, sal dit nie meer vir jou lekker wees om van ander kwaad te praat nie. Ek beloof jou dat ek deur my gees jou 'n loyale mens sal maak, wat van ander geen woord sal sê, as dit nie iets goed kan wees nie. Ek beloof, sê die Here, dat ek deur my gees jou so sal vul met dankbaarheid, dat jy niks meer sal begeer nie. Jy sal vergenoeg wees met wat jy het, met die besef dat God gee, soos wat hy dit nodig vind. En as hy gee hy altyd genoeg, sodat niks jou sal ontbreek nie. Gemeente, as ons hierdie beloftes van God hoor, kan ons nie anders as om ons geloof opnuut in God te bely nie. Terwyl ons so bly sit,
Kom doen dit saam met my. Genadige God, ons bely vanoggend dat ons teen U in gedagte, woord en daad gesondig het. Ons het gesondig deur dit wat ons gedoen het en ook deur dit wat ons nagelaat het om te doen. Ons het U nie met ons hele hart lief gehad nie. Ons het nie ons naaste soos onsself lief gehad nie. Ons is regtig jammer en bely dit nederig voor U. In die naam van U Seun Jesus Christus, wees ons genadig en vergewe ons, sodat ons U teenwoordigheid kan geniet. Wys ons hoe om so te lewe, dat ons U naam verheerlik. Amen. Gemeente, ons skriflesing kom vanoggend uit die Nuwe Testament. Ons gaan saam lees uit die Evangelie volgens Matteus, daar vanaf die 10de hoofstuk. Matteus 10 vanaf vers 40 tot en met vers 42. Wie julle ontvang, ontvang my. En wie my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. Wie 'n profeet ontvang omdat hy 'n profeet is, sal 'n profeet se beloning ontvang. En wie 'n goeie mens ontvang omdat hy goed is, sal 'n goeie mens se beloning ontvang. Wie aan een van hierdie geringstes met 'n beker, net 'n beker koue water gee, omdat hy my disipel is, sal sy beloning kry. Dit verseker ek julle. Tot sover ons skriflesing vanoggend. Broers en susters, wie 'n kind van God is, luister na die woorde van God. Terwyl ons so bly sit, kom ons bid saam. Almagtige Hemelvader, Here, dankie vir hierdie oggend. Dankie Vader vir hierdie stil word. Dankie Here, dat ons vanoggend ons harte kan kom oopmaak voor U. Dankie dat U die God is wat nooit doof is om na ons te luister nie. Vanoggend wil ons U kom vra, Here, wees ons genadig. Wees ons land genadig. Vader, hierdie komende week is so 'n belangrike week in die geskiedenis van Suid-Afrika. En saam met baie ander gelowiges, Vader, kom bid ons vanoggend dat U volmaakte wil sal geskied. Bid ons, Vader, dat U sal ingryp, dat U harte sal kom aanraak
en dat U Suid-Afrika terug sal vat vir U. Ons bid ook, Vader, dat U in elkeen se harte sal werk, dat hulle die erns van hierdie verkiesing sal besef. Die verantwoordelikheid wat rus op elkeen van ons om ons kruisie te gaan trek. Vader, hoor ons as ons Suid-Afrika by U voete kom neerlê. En Here, as ons so vir ons land bid, bid ons ook vir onsself. Bid ons vir ons geliefdes. Bid ons, o Vader, dat U ons harte so sal kom transformeer, dat ons net meer en meer sal word wat U wil hê ons moet wees. En as U nou met ons kom praat, Vader, open ons ore, ons harte, ons verstand, om werklik U stem te hoor. Ons bid dit in die naam van ons koning, ons verlosser, ons bid dit in die naam bo alle name, Jesus Christus. Amen. Gemeente, hierdie teksgedeelte wat ons vanoggend gelees het my herinner aan die gebeure van 12 Januarie 2007. Toe die meeste mense soos gewoonlik in Amerika met die moltrein na hulle verskillende werke gereis het. 7:50 daardie oggend by een van die stasies in Washington, Le'Enfant, kom staan 'n violis, doodgewoon met 'n denim, 'n langmou T-hemp, 'n pet op sy kop, en hy speel vir 43 minute 6 van sy grootste en moeilikste klassieke werke van die tyd op sy viool vir die mense. In die 43 minute het 1097 mense verby hom gestap. 27 mense het klein geld in die vioolkissie voor hom gegooi. 'n totale bedrag van $32. Niemand het geweet of opgemerk dat dit Amerika se bekendste violis en een van die wêreld se grootste klassieke musikante was nie. Joshua Bell. Joshua Bell is aan die einde van 2007 aangewys as die beste klassieke musikus in Amerika. As hy opgetree het waar ook in die wêreld, was al die kaartjies uitverkoop. Jy kry nie plek as Joshua Bell optree nie. Maar daardie oggend was hy uit plek uit.
toe hy een van Johann Sebastian Bach se werke begin speel, wat een van die moeilikste werke was op sy Stradivarius viool, wat in 1713 gemaak is, en $3.5 miljoen gekos het, het 63 mense by hom verbygeloop, voordat een man vir 'n oomblik opgekyk het. Hoekom? Joshua Bell was uit plek uit. Broers en susters, hierdie wêreldberoemde violis wat in Januarie 2007 in Washington op 'n treinstasie gaan speel het, herinner my op 'n manier geweldig aan die storie van die grootste meesterviolis van alle tye. Jesus van Nasaret. Want weet u, Jesus was so uit plek uit, as wat kan kom. Dink net vir 'n oomblik terug aan Jesus se geboorte. Vergeet van die kerskaartjies en die romantiek van die Kersverhaal. Dink 'n bietjie aan Maria en haar kind se eerste lêplek. 'n Voerbak vir diere. Dis hoe Jesus Christus aarde toe kom. En die enigste mense wat opgedaag het daardie eerste aand met sy geboorte, was die growwe en die rowwe herders. Die wyse manne het eers later opgedaag. Die herders, broers en susters, was die uitvaagsels van die dag. En dan Jesus het groot geword in Nasaret. 'n dorp wat nou nie juis die voortreffelikste plek was nie. In Nasaret het alles 2 weke na die tyd gebeur. En dit was nie die plek waar 'n mens graag sou wou groot word nie. Nasaret was op die rand van die samelewing. En toe kies Jesus 12 manne om die wêreld te verander. 12 manne wat nie een 'n rekord gehad het wat sou maak dat hulle vandag aangestel sou word nie. Hulle was almal uit plek uit. Maar gemeente, meer uit plek uit was hoe Jesus met mense gedoen het. Jesus het nie mense gered op plekke waar ons gewoonlik verwag het mense gered sou word nie. Ons dink altyd die kerk is die plek van redding, en dit is ook so. Dank die Here, maar dis eintlik 'n uitsondering. Want broers en susters, ek lees nie een keer in die Bybel dat Jesus mense op godsdienstige plekke gered het nie. Ek lees nooit dat hy iemand in 'n sinagoge na die Here toe gelei het nie. Maar weet jy waar het Jesus mense gered? Daar waar hy uit plek uit was. Onthou u in Lukas 7, toe Jesus by die bekende Fariseer Simon aan huis gaan eet het.
En terwyl hulle nog so geëet het, het 'n prostituut die huis ingestorm. Verbeel jouself. Jy sit aan die tafel, besig met 'n Sondagmiddag maaltyd, familie en vriende, almal op hulle plek, en dan skielik bars 'n prostituut in. Op die verkeerde plek, op die verkeerde tyd. En broers en susters, hierdie prostituut breek haar lewe deur middel van olie op Jesus se voete uit. En sy droog dit met haar hare af. En sy vat haar hare, dit waarmee sy haar beroep adverteer, en sy droog Jesus se voete af. Alles wat hierdie prostituut gedoen het, was uit plek uit. Maar wat doen Jesus? Hy sê vir haar, jou geloof het jou gered. Jou sondes is vergewe. Gemeente, dit is Jesus. Hy is uit plek uit. Maar hy is so uit plek uit dat die wat hom herken, die hemel bokant hulle sien oopgaan. In Lukas 19 stap Jesus op pad na sy doodvonnis toe. En hy ontmoet vir Saggeus hoog bo in die wilde vyeboom. En Jesus stap onder deur die vyeboom en hy kyk op en hy sê, Saggeus, kom af. En oombliklik val Saggeus in die koninkryk in die hemel in. En hy's gered. Kom ons wees eerlik met mekaar vanoggend, 'n vyeboom is nie die regte plek waar 'n mens verwag om God raak te loop nie. En tog, dit is waar God vir Saggeus ontmoet. En dan lees ons in Lukas 23 van Jesus se kruisiging. Jesus besig om te sterf. Jesus wat ten spyte van pyn en lyding vir die misdadiger langs hom aan die kruis sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Gemeente, kruise is nie 'n plek waar jy verwag dat mense vir God sal ontmoet nie. Dis 'n plek waar jy stikkend is, waar jy bloei, waar jy ly, waar jy God verlate is, maar ewe skielik kry hierdie man by die kruis die ewige lewe. Weet jy, Jesus is so uit plek uit, soos Joshua Bell op 12 Januarie 2007. Hy is so uit plek uit, jy gaan hom nooit kry waar jy hom verwag nie. Ons verwag hom in die kerk en God dank hy's hier. Maar broers en susters, jy gaan Jesus raakloop by 'n ete, in 'n boom, by 'n stasie, tussen jou vriende, op die mees onwaarskynlikste plekke. En Jesus Christus kom vanoggend en hy vra vir u en vir my om ook uit plek uit te wees.
om so uit plek te wees, dat die swakste van die swakste mense, dat ons hulle sal raak sien. Dat ons so uit plek uit sal wees, dat ons vir die armste van die armste mense sal gaan vra, hoe kan ek jou help? Want weet u, hoe armer 'n mens word, hoe stommer word jy. Kyk 'n bietjie môre by die skool, of by die universiteit, of by die college, of by jou werk. Die mense wat regtig arm is, hulle het nie stemme nie. Hulle kan nie praat nie. Die lewe het hulle so hard geslaan, dat hulle stom geword het. Hulle het stemloses geword. En dis wat ons teksgedeelte vanoggend vir ons wil sê, as ons 'n hart het vir mense wat niks het nie, is ons besig om God se werk te doen. En geliefdes, is wonderlik dat ons vanoggend almal in die kerk is. Maar weet jy, dis nie genoeg nie. Dis tyd dat ons uit plek uitraak. Vandag is u en ek hier om toegerus te word. So toegerus te word, dat ons hier vandag kan uitgaan, om net soos Jesus uit plek uit te gaan raak. Dr. Stefan Joubert skryf dat 'n vriend van hom, 'n groot bankier, saam met 'n klomp oorseese bankiers gaan eet het. En soos gewoonlik bely hulle toe hulle ongeloof. En toe een van die bankiers vir sy vriend vertel, daar is nie 'n God nie, toe begin sy vriend te praat. En in steede dat die ete slegs 1 uur geduur het, het hulle 4,5 uur om die tafel gesit en luister, hoe hierdie een man oor die Here begin praat het. Hierdie man was uit plek uit vir God by 'n etenstafel. Moeder Teresa het een keer gesê, as jy nie 100 mense se lewens kan verander nie, verander dan net 1 mens se lewe. En dis dan ook wat ons teksgedeelte vir ons wil sê. Joshua Bell het daardie oggend van 12 Januarie met sy viool gespeel. 1097 mense het by hom verbygestap sonder om te reageer. 27 mense het $32 in sy vioolkussie vir hom gegooi. Maar gemeente, met 2 mense, het daar iets gebeur. Die een man se naam was John Piccarello. Hy het daar verbygestap, en toe hy hierdie musiek hoor, het hy gaan stil staan. Hy het een kant teen die muur gaan staan, en hy het geluister vir 9 minute lank. Hy het nie vir Joshua Bell herken nie,
maar wel na die tyd toe die Washington Post daaroor berig het. Die ander persoon was mevrou Stacey Furukama. Haar woorde aan die Washington Post was: hoe kan ek in 'n stad lewe waar mense so blind is dat hulle by die wêreld se grootste violis verbystap? Broers en susters, as ons vir Jesus Christus gaan lewe en uit plek uit gaan wees, gaan ons vir 'n oomblik moet stil staan. En ons moet weet, die mense gaan nie 'n applous gee omdat ons die Here se volgelinge is nie. Mense gaan ons ook nie op die hande dra nie. Hulle gaan nie vir jou sê, mooi so nie. Hulle gaan ons waarskynlik beledig en op ons spoeg. Hulle gaan waarskynlik geld op ons afgooi wat nie eers die moeite werd is nie. Hulle gaan waarskynlik vir ons lag. Maar op een goeie oggend, waar 1097 mense verbystap, stap 'n John Picarello en 'n Stacey Furukama en hulle hoor die hemele is oop. En dan is alles die moeite werd. Geliefdes, volg Jesus. Loop saam met hom. Speel saam met die grootste hemelse violis. Want elke stuk wat hy speel, vertel van nuwe lewe, van hoop, van krag. Jesus soos hy gekom het, is nederig. En daarom hoef u en ek ook nie anders te lyk nie. Ons kan maar met ons jeans en ons gewone klere langsom inval en die musiek speel. Musiek van genade en liefde en diensbaarheid. En dan op 'n goeie dag, op 'n goeie oggend, stap een mens verby. Op 'n goeie aand kom een mens tot bekering. En op 'n goeie dag verander een lewe. En dan sê die Here, mooi so, goeie en getroue dienskrag, oor min was jy getrou, oor baie wil ek jou aanstel. Ek het net een vraag vanoggend. Is jy al uit plek uit vir Jesus? Is jy al uit plek uit vir Jesus? Kyk môre by die skool. Luister na die violis, jy gaan hom hoor. Hy gaan daar speel tussen jou maats. Maak jou oë oop. Kyk by die werk. Hy gaan daar staan waar almal haat en skinder. Kyk in die verkeer. Jy gaan hom sien. Kyk in die supermark. Kyk daar waar die arme mense is. Kyk, die hemelse violis speel God
se genade musiek. Dans. Sing saam. En nooi mense om deel te word. En wees uit plek uit. Dis al. En dan weer my vraag. Is u en ek al uit plek uit vir Jesus Christus? Amen. Kom ons bid saam. Almagtige Here, Vader, laat ek asseblief in u musiekspan wees. Ek wil met my hele lewe musiek maak. Want al is dit net 2 mense wat tot stilstand kom, bid ek, o Vader, gebruik my. Here, ek wil nie sinneloos leef nie. Ek wil nie 'n lewe leef wat nie tel nie. Maak my lewe tel by u. Al is dit 2 mense, Here. Al is dit net 1 mens, maak nie saak nie. Al is dit duisende. Maak my oë oop dat ek kan sien as u daar by die skool is. En ek dink ek is alleen. Maak my oë oop as ek by 'n ete is. Maak my oë oop as ek tussen vriende is wat soek na u. Maak my oë oop as ek langs die sportveld is. Here, hier is ek. Gebruik my. Ek wil graag musiek maak. Wat al stap duisende mense verby, iemand sal hoor. Vader, leer my om te kom help waar ek armes sien. Leer my om te dien waar daar nood is. Leer my om lief te hê waar daar haat is. Leer my om vrede te bring waar woede is. Leer my om sagte woorde te praat waar mense op mekaar skree. Leer my om vergifnis uit te deel waar soveel haat wen. Hier is ek, Here. Gebruik my in die naam van Jesus Christus en help my om uit plek uit te wees. Amen.